5 Junie 1989 was die dag nadat die Chinese regering studente optogte en studente betogings baie wreed en gewelddadig absoluut net probeer stop het. As mens nou gaan kyk na die berigte daaroor daardie dag, dan wil dit lyk van daar's mense wat sê tot 10.000 mense doodgegaan in daardie een dag. So dit was regtig waar iets akelig gewees in die geskiedenis van die volk. En dit vind plaas dan daar op die baie bekende Tiananmen plein in Beijing. Jy weet is die tonele wat daar afgespeel het, ek dink is in baie mense se geheue afgeets. En al is dit nou 40 jaar, amper 40 jaar later, onthou mense dit nog steeds, maar onthou het veral as gevolg van een foto. So wat gebeur het is, die vorige dag was dan nou hierdie geweldige onderdrukking van die betogings. Die tanks is ingestuur op die plein en op die 5de Junie kom hierdie tanks dan nou uit hierdie plein uit. En 'n man verskyn in die middel van die straat en hy gaan staan reg voor die eerste tank. Hy verhoed daar die eerste tank om verby te kom. En hy waag sy lewe want daar was berigte gewees van tanks wat nie gestop het vir mense nie. Al wat 'n mens van hom weet, is 'n onbekende man met 'n wit hemp en 'n donker broek. En hy 2 winkelsakke in sy hand wat hy so ophou. En daar gaan staan hy. En hy staan alleen. Hy het nie 'n wapen nie, hy het nie beskerming nie, daar's nie enige politieke mag agter hom nie. Hy is net 'n gewone mens wat weier om uit die pad uit te staan. En iets merkwaardig gebeur daardie dag, en dis hoekom die foto wat geneem is so indruk gemaak het. Die tank stop. So hier is die een persoon en hy's besig om hierdie magtige masjinerie van die weermag tot stilstand te bring. En wat die tank probeer doen is hulle probeer omry en dan beweeg hy so dat die tank nie kan nie. Dan gaan hulle weer na die ander kant en dan weer dieselfde. Dit het 'n hele paar minute aangehou voordat daar man sou kom het en hom weggeneem het daarso. In die hotelle in die omgewing was daar baie verslaggewers oor die hele wêreld gewees en hulle het hierdie toneel wat daar afgespeel het raak gesien en verfilm. En een van hulle was die persfotograaf van die Associated Press met die naam van Jeff Wyden, en sy foto het regtig reg oor die wêreld opslag gemaak. Hulle het hierdie man, die onbekende man wat die tank as ware gestop het, genoem die Tank Man. Vandag as jy meer wil weet van die Tank Man, gaan kyk gerus op Google, alles is daar so, na soveel jare. Een persoon, nie deur geweld nie deur mag nie, al wat hy gedoen het, nie deur status of enigiets nie, hy het net die moed gehad om te gaan doen wat nodig was. En vandag wil ek 'n bietjie met jou gesels hieroor, is maak saak waar dit die meeste saak maak. Maak saak waar dit die meeste saak maak. So dis Vadersdag in Suid-Afrika. Ongelukkig nou nie in Australië en Nieu-Seeland nie. Dit is om een of ander rede is Vadersdag hierso die eerste Sondag in September. Maar soos wat ek voorberei het vir vanaand om 'n woord met jou te kan deel, het ek besef dis Vadersdag, so my boodskap is primêr vir paas. Maar ek dink dit geld vir elkeen wat nodig het om te staan waar dit belangrik is om te staan. Veral as dan iemand anders is wat dit saam met jou doen nie. Maak saak waar dit die meeste saak maak. So ons staan 'n bietjie stil by Gideon se storie en ons kry dit in Rigters 6. En dis waar Gideon deur die Here geroep word om die volk van die Here na vryheid te lei. Eerste ding wat ons sien daarso in Rigters 6 is, sy situasie lyk benard. As ons gaan lees, en ek gaan net die gedeelte daar vir ons lees uit Rigters 1, daarvan na vers 1, dan sien ons, hierdie volk word heeltemal oorweldig deur die Midianiete, een van die heidense groepe, en hulle kom in hulle massas,
hulle stroop die oeste, hulle rig grootskaalse verwoesting aan, en hulle moor die Israeliete uit, en Gideon se eie broers is deur die Midianiete doodgemaak. So kom ons lees, vers 1. Die Israeliete het weer begin doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hy het hulle 7 jaar lank aan die Midianiete onderwerp. Die Midianiete het die Israeliete so hard behandel dat hulle die berge ingevlug het. Daar het hulle vir hulle skuilplekke en grotte en ontoeganklike plekke teen die Midianiete gebou. Sodra hulle iets geplant het die Midianiete, Amalekiete en die ander mense uit die ooste op hulle toegesak en hulle aangeval. Hulle daar kom kamp opslaan en alles wat in die grond was vernietig, selfs so ver as tot by Gaza. Hulle het nie 'n ding agtergelaat waarvan Israel kon lewe nie, selfs nie eens 'n skaap of 'n bees of 'n donkie nie. Die hordes Midianiete het met hulle veetroppe gekom en soos 'n swerm sprinkane hulle tente oral opgeslaan. Hulle kamele kon nie eens getel word nie. Waar hulle ook al gekom het, het hulle die land kaal gestroop. As gevolg van die Midianiete was die Israeliete totaal teen die grond. Israeliete toe by die Here om hulp begin smeek. So baie duidelik is tyd vir God om in te gryp in hierdie haglike situasie, en hy kies 'n man met die naam van Gideon. Toe kom ons gaan kyk so 'n bietjie na Gideon. Sy swakheid vir hierdie taal is dis hooglopend. Jy weet, die man wat God aanwys is, as mens nou uit 'n menslike oogpunt kyk, totaal en al ongeskik vir hierdie werk. Maar God roep hom. So, wat ons sien is hy leef in vrees vir die vyand, vers 11 daarson. Die engel van die Here het onder die eikeboom in Ofra kom sit. Dit het aan Joas van die Abieser familie behoort. Sy seun Gideon was besig om onder op die vloer van 'n parskyp koring uit te slaan. Hy het daar vir die Midianiete weggekruip. Nou, een van die dinge, as jy wil koring uitslaan, het jy wind nodig. So jy doen dit nie in 'n gat nie, jy doen dit waar daar wind is. Maar hierdie man is so bang vir die vyand dat hy dit in 'n gat doen, met die hoop dat hy nie raak gesien word nie. Hy kruip weg in die land wat die Here vir hulle gegee het. En dan lees ons vers 12, en die engel van die Here toe aan hom verskyn, hy het vir hom gesê, die Here is by jou, dapper held. Die Here is by jou, dapper held. En hy wonder of Gideon net dalk omgekyk het en gesê het, waar is die dapper held waarvan die engel praat, want is verseker nie ek nie. Wanneer ons hom die eerste keer ontmoet, is hy allerminst die dapper soldaat. Hy is die man wat wegkruip. Hy doen sy werk daar, maar hy is so bang hy word raak gesien. En ek wonder as ons nou dink aan ons paas. Ek dink baie paas voel oorweldig. Die eise van die lewe is erg vir baie paas, nee. En jy kruip nie noodwendig weg nie, maar weet jy steek al jou vrese weg. Jou vrees vir mislukking, jou vrees oor die finansies, jou vrees oor die kinders se toekoms, jou vrees oor jou eie tekortkominge. En ek dink die Here het vir elke pa hierdie bemoedigende woord vandag. God weet, hoor hierso, God weet waarom bang mans te kry. Gideon het daar weggekruip en die Here het hom daar gevind. En ongeag wat in jou hart aan die gang is, die Here weet waar jy is. En die mooi vir my in hierdie gedeelte is, die Here kyk verder as die heilige, sy heilige swakheid. En die Here sien wat hy kan wees, wat God hom kan maak. In God se oë is Gideon reeds 'n dapper held. Die Here sien jou, ongeag alles wat in jou lewe aan die gang is, alles wat jy voel mislukkings is, waar jy tekort skiet. God sien jou en God sien in jou die dapper held, die man wat jy kan wees en wat God wil hê dat jy moet wees. As ek sê, hy is ver daarvan af. Hy is vasgevang in sy eie geloofskrisis. Ons lees dan vers 13. Meneer, hy weet nog nie, dis die Here wat aan hom verskyn nie. Meneer, het Gideon vir hom gesê, as die Here wel by ons is,
waarom gebeur al hierdie dinge met ons? Waar is al die wonderlike dinge wat hy gedoen het, waarvan ons voorouers ons vertel het? Hy sê, en dis die vraag wat by baie mense nog vandag is, nee, waar is die Here in al hierdie goed wat gebeur? Hulle het vertel, die Here het ons uit Egipte bevry, maar nou die Here sy rug op ons gedraai, het ons uitgelewer aan die mag van die Midianiete. Soort van, moenie met my praat oor die Here nie. Die Here het sy rug op ons gedraai, waar is die Here? Hoekom kry ons so swaar? Die Here help my nie. Ek is nie seker, die Here kan my help nie, en as hy my kan help, hy wil my nie help nie. Dit is die tipe van dinge wat mense dink en wat mense sê. Hoekom help die Here my nie? Iets wat ons sien van hierdie Gideon, hy is platgeslaan deur sy lae selfwaarde. Hy voel so sleg in sy eie oë. Vers 14. Die Here toe na Gideon toe gedraai en vir hom gesê, gaan met hierdie krag wat jy het, en gaan bevry die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Ek stuur jou. Maar Gideon sê vir hom, verskoon my meneer, maar hoe kan ek Israel red? My familie is een van die swakstes in Manasse. En ek is die onbelangrikste lid van my pa se familie, want ek maak nie sin nie. Ek maak nie saak nie. Wat jy van my sê, maak nie sin nie. Dit kan nie wees nie. En miskien is dit hoe jy vandag voel ook. Jy weet, ongeag van wat ek nou vir jou sê, maar hier in jou eie hart leef hierdie van, jy ken nie my nie, jy weet nie wat ons in my lewe aangegaan, wat ek al aangevang het, en die dinge waarmee ek sukkel. God ken dit. En as ons nou gaan kyk hier, nou na Gideon se lewe, sy sending staan vas, dit wat die Here van hom verwag, die Here verander dit nie, ongeag al die goed, ongeag al sy besware. God sien wat Gideon nog nie kan sien, die dapper held, nie as gevolg van sy eie bekwaamhede nie, maar die krag wat God hom sal gee. Vers 16 sê die Here, ek is dan saam met jou, het die Here vir hom gesê, jy sal al die Midianiete verslaan, asof jy net teen een man veg. Vir elke swaar wat Gideon het, gee God die antwoord, en die antwoord is, dis ek wat by jou is. Vir sy geloofskrisis, die Here toe na Gideon toe gedraai, vir hom gesê, gaan met hierdie krag wat jy het, ek stuur jou. Vir sy lae selfwaarde, ek is saam met jou. Ek weet nie wat die Here vandag vir jou sê, maar die een ding wat hy vir jou gaan sê is, ek is met jou en ek maak die groot verskil in die lewe. As ons nou verder lees, Gideon wil dit teken, en nou gaan nie daar hele gedeelte lees, net om tyd te bespaar. Uiteindelik bou hy 'n altaar aan vers 24, en hy noem dit die Here is vrede. Die Hebreëus daar soos Yahweh, Shalom, en Shalom is hierdie omvattende woord wat die seën van die Here beskryf. Dis vrede, dis veiligheid, dis voorspoed, dit beteken dit gaan goed met ons, want die Here laat dit goed met ons gaan. En wat hy daar so doen is, hy kom as ware, en hy sê, die God wat ons dien, ek gee hom 'n naam. Hy is die Here ons vrede, hy noem die plek, die Here is die een wat ons vrede, Shalom gee. Alles goed en wel, maar waar begin jy? Het is goed as die Here vir sê, ek is met jou, en dis wat ek wil hê jy moet doen. Dapper help, waar begin jy? Sy strategie begin tuis. Die opdrag wat hy baie duidelik het is, gaan kry jou eie familie in orde. Vers 25, daardie nag het die Here vir Gideon gesê, gaan vat jou pa se tweede beste bul, die een wat 7 jaar oud is, breek jou pa se altaar vir Baal af. Kap die gewyde paal vir Asherah, dis 'n ander afgod, daar langs aan af. Kom bou dan 'n stewige altaar vir die Here jou God hier by hierdie skans bo op die heuwel. Offer die bul op die altaar as 'n brandoffer. Gebruik jy hout van die Asherah paal, die afgodspaal wat jy afgekap het. Nou wat hy daar so doen, hy is nog maar bang om te doen, hy doen dit in die nag, hy neem 10 van sy werkers, hy doen dit, en die volgende oggend as hy wakker word, en die dorpsmense wakker word, is hulle geweldig ontsteld, want hulle uitvind is hy wil hulle hom doodmaak. Uiteindelik
tree sy pa tussen beide en sê, daar sal lees ons vers 31, Joas het vir die skare wat saam om hom gebondel het geantwoord, moet julle nou Baal se saak verdedig? Moet julle sy saak red? Persoon wat dink hy moet vir Baal instaan, moet sommer vanoggend nog tereggestel word. As Baal 'n god is, kan hy mos vir sy eie saak veg. Dis tog sy altaar wat afgebreek is. Van daardie dag af het hulle Gideon Jerubbaal genoem. Dit beteken dat Baal self sy saak behartig. Dit is Gideon wat Baal se altaar afgebreek het. Nou, Gideon kry allerlei opdragte wat die Here vir hom gee, dat hy moet daadwerklik 'n verskil in die gemeenskap gaan maak, hy moet sy volk lei na oorwinning, hy moet 'n verskil maak in daardie generasie waar hy is, maar dit begin by sy gesin. Dis waar elke pa se rol ten sterkste na vore kom en na vore moet kom. So my boodskap vir jou as pa is dit, maak saak waar dit die meeste saak maak, en dis by die huis, in jou gesin. Die bekende kindersielkundige David Elkind vertel van 'n dag wat hy sy seun se kleuterskoolklas besoek het. Hy het dit gedoen as sielkundige, moes hy 'n ander kind gaan waarneem, en hy's daar nou. Kyk hy staan aan een kant en kyk vir die kinders, hoor wat hulle sê. En daar's 'n groepie kinders wat met mekaar praat en spog oor hulle paas. So die eerste seentjie sê, my pa is 'n dokter en hy verdien baie geld en ons het 'n swembad. Tweede antwoord, my pa is 'n prokureur. Hy vlieg gereeld Washington toe om belangrike mense te gaan ontmoet. En derde seentjie sê, my pa besit 'n groot besigheid, ons het selfs ons eie vliegtuig. En toe kom hulle by Elkind, sy eie seun. Nou wat gaan hy nou sê? Hy het niks om mee te spog nie, hulle het nie 'n swembad nie, hulle het nie 'n vliegtuig nie. Sy pa is nie in hierdie belangrike posisie nie. Maar daardie seentjie van hom met die grootste glimlag op sy gesig, toe hy so omkyk en hy sê vir hulle, my pa is hier. En dit was vir hom genoeg. Sy pa was daar, sy pa was teenwoordig, beskikbaar, betrokke. En in die oë van daardie seentjie was dit meer werd as die geld en die status en die sukses. My pa is hier. En ek wonder of die ander kinders nie met verlange daarna omgesien het, gedink het, ag ek wens so, my pa was hier gewees. Aaron Kipnis in Knights Without Armor, A Guide to the Inner Lives of Men, skryf hier volgende, en ek het so 'n bietjie dit vir ons vertaal. Hy praat van 'n vaderhonger in 'n mens. 'n Vaderhonger, 'n honger na 'n pa. 'n Honger na 'n pa se liefde. En hy sê, soos wat 'n moeder haar kind met melk voed, is daar 'n onsigbare voeding wat uit die pa se teenwoordigheid vloei. En dit is nie maklik om te beskryf nie. Ons het dit gevoel, dis iets wat jy beleef wanneer jy naby jou pa is, en iets wat jy mis wanneer jy nie by jou pa is nie. En hy sê, dis nie noodwendig wat ons saam gedoen het wat die verskil maak nie, dis bloot die pa se teenwoordigheid. Dit het ons gevoed, dit het ons versterk. Dan het kinders het nie perfekte paas nodig nie, hulle teenwoordige paas nodig. Jou kind het jou nodig. Spesifiek, jou kind het nodig dat jy 'n seën oor hulle uitspreek. Ek wil 'n bietjie gesels oor. In Genesis 1 vers 28 lees ons, die eerste ding wat God gedoen het nadat hy die mense geskaap het, was om hulle te seën. Dink as ons verstaan wat daar gebeur het, kry ons so diep insig in die Vaderhart van God. Die oorspronklike woord wat in Hebreëus gebruik word vir God het hulle geseën. Geseën is die woordjie barak. Nou wys daar die Hebreëse geleerdes vir ons daarop as 'n baie noue verband tussen barak, wat beteken seën, en die woord berek, wat beteken knie. En vir baie van hulle, wanneer hulle dan lees seën, dan beteken dit eintlik om te kniel. Dink net gou 'n bietjie. Wat het God met Adam en Eva gedoen?
En dit is amper, en 'n mens wil dit met heilige eerbied sê, is amper asof God gekniel het langs hulle. Jy weet, hy's op ooghoogte saam met hulle. Nie 'n stem uit die verre hemel nie. En wanneer hulle opkyk, kan sien hulle vir die eerste keer hulle hemelse Vader, die gesig van hulle hemelse Vader. En toe hulle oë ontmoet, dan is dit daardie band van liefde wat hulle bind aan hulle Vader. En hoor wat sê God oor hulle. Wat sê God oor hulle? Elke keer wanneer die Here iets geskape het, lees ons in Genesis 2 daarso, het die Here in Genesis 1 sê die Here, en dit is goed, en dit is goed, en dit is goed, en dit is goed, 6 keer, dit is goed. Maar in vers 31, Genesis 1, toe hy die mens sien, Adam en Eva sien, toe sê die Here, dis baie goed. En wanneer God kom en op ooghoogte met Adam en Eva praat, wat sê hy? Hierdie skepping van my is baie goed. En ek dink sy gesig moes gestraal het van liefde vir hierdie skepping van hom, trotsheid as ware vir hierdie skepping van hom, verwondering oor hierdie skepping van wie hy sê, dit is baie goed. God se hart vir Adam en Eva, my skepping. Ek is trots op hierdie skepping, ek is so lief vir hierdie skepping. Dis baie goed. Wat het die Vader geniet toe Jesus gedoop is, aan die begin van sy openbare bediening? Stem kom uit die hemel en hy sê, jy is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Kry dit dan Lukas 3 vers 22, dis die Vader se hart vir sy seun. En dit met die aardse hart, die hart van 'n aardse vader vir sy kind wees. Dat jy na jou kind kan kom en hulle kan seën met jou woorde, met jou liefde, met jou verwondering oor hulle. Jy sien, jy seën jou kind deur woorde uit te spreek, woorde van aanmoediging, woorde om hulle te prys, woorde wat hulle spesiaal laat voel, om hulle mooi kwaliteite uit te rig. Hoe dikwels al wat ouers doen is om hulle kinders se foute uit te wys en swakhede uit te lig. Hoe stadig is hulle om hulle sterkpunte te prys. Weet, baie ouers het nog hierdie idee van jy bederf jou kind as jy hulle te veel prys. Kom ek sê vir jou, jy kan jou kind nie genoeg prys vir die dinge wat lof verdien nie. Kom ek sê dit weer, jy kan jou kinders nie genoeg prys vir die dinge wat lof verdien nie. Daar's soveel krag in jou woorde. Volg die voorbeeld van die hemelse Vader en kyk hulle in die oë en spreek woorde van seën uit oor hulle. As 'n gesegde, seun is nie 'n man totdat sy pa dit vir hom sê nie. Pa moet sy seun se manlikheid seën, dit raak sien, dit prys, die erkenning vir hom gee dat hy 'n man is. En as hy dit nie van sy pa kry nie, dan moet hy dit op 'n ander manier probeer bewys. Dit bevredig nie daardie honger wat daar in sy hart is nie. 'n Meisie moet by haar pa leer om haar vroulikheid te waardeer. Anders gaan sy dit soek op 'n plek waar sy gaan probeer om daardie leemte te vul en dit vervul nooit daardie vaderhonger nie. Baie duidelik by Gideon, baie duidelik sien ons dit in die woord van die Here, die eerste beginsel van 'n pa, sy eerste prioriteit is sy huis. Voordat jy die wêreld gaan verander, voordat jy 'n sukses wil wees in die wêreld, jy's geroep om jou vrou lief te hê, vir jou kinders lief te hê, vir jou kinders en jou vrou te bid, God se woord te leer, in te bou in hulle lewe. Jy's geroep om berou oor jou eie sonde en jou eie bekering te modelleer vir hulle. Jy's geroep om in nederigheid saam met jou kinders die Here te dien. Kinders onthou nie elke preek wat hulle hoor nie. Ek dink hulle onthou baie min. Maar hulle onthou die voorbeeld wat hulle sien in die huis.
Die geestelike klimaat van 'n huis word gevorm deur die voorbeeld van die ouers. En pa speel so 'n groot rol hierin. Gideon se verhaal herinner ons God se helde is nie foutlose mans nie. Dis mans wat geleer het om God te kan dank vir die vergifnis van hulle sonde. Dis mans wat geleer het dat hulle afhanklik is van die hulp van die Here. Dis mans wat geleer het dat hulle telkens kan terugkeer na die Here al het hulle droog gemaak. So ek sê 'n goddelike vader is nie iemand wat nooit val nie. 'n Goddelike vader is iemand wat aanhou om Jesus Christus te vertrou wanneer hy wel val. Jou kinders het nie volmaaktheid nodig nie. Jou kinders het egtheid nodig. Hulle moet sien hoe berou lyk. Hulle moet sien hoe geloof lyk. Die ding wat die Here vir Gideon beloof is sy teenwoordigheid van ek sal saam met jou wees. En net soos wat kinders gevorm word deur die teenwoordigheid van hulle liefdevolle Vader, word ons as kinders van die Here gevorm deur die teenwoordigheid van die Here Jesus in ons lewe. Die hoop vir elke vader is nie dat jy net harde probeer om 'n goeie pa te wees nie. Dit lê dat jy Jesus Christus volg en jy weet wat ons kinders nodig het, meer nodig het as 'n goeie vader. Hulle het nodig om by Jesus Christus die verlosser uit te kom en die pa is die een wat hulle moet neem na die verlosser toe. Vaders is op hulle beste wanneer hulle saam met hulle kinders die Here dien. Kinders is op hulle beste wanneer hulle saam met hulle pa die Here dien. Vrouens is op hulle beste as hulle saam met hulle ma. Ja, ekskuus, kom ek sê dit weer. Vrouens is op hulle beste as hulle saam met hulle pa. Ekskuus. Vrouens is op hulle beste as hulle saam met hulle mans die Here kan dien. Vir baie mans is dit moeilik en ek wil op hierdie Vadersdag dit aanspreek ook. Miskien is daar soveel seer wat jy eers genesing voor moet kry in jou eie hart voordat jy kan vorder. Ek dink ons kan sê daar's nie 'n enkele man wat nie emosioneel seer gekry het in die lewe nie. En van daardie wonde gaan terug na jou kinderjare. Miskien harde woorde, harde kritiek uit die mond van 'n ouer wat 'n jong hartjie deurboor het. Skoolmaats wat lelike dinge vir jou gesê het wat jy vandag nog onthou. Ander jong mense kan genadeloos wees in hulle verwerping. Ons sien dit vandag met boelie, kinders wat geboelie word. Ander seer het maar so deur die jare gekom. Dit kritiek van 'n ouer in plaas van die aanvaarding, dis nou as volwassene van jou ouer. Miskien miskenning en belediging in die werksplek. Daar's nie 'n gebrek aan seer kry in die lewe nie. Ek dink daar's 'n gebrek om te weet wat om te maak daarmee. Jy moet kan opkyk in die liefdevolle aangesig van jou Vader. En jy moet kan hoor wat jou hemelse Vader van jou dink. Weet dit oorskadu enigiets wat enigiemand gesê het vir jou wat seer gemaak het, wanneer jy kan hoor hoe God oor jou voel. Wanneer jy sy hart, sy liefde, sy waardering vir jou voel. Wanneer Gideon dit die minste verdien, sê die Here oor hom, dapper held, ek is met jou. Die Here sê nie, ek sien jou soos jy in die verlede was nie. Die Here sê dit nie vir Gideon nie, die Here sê dit nie vir jou nie. Ek sien jou hoe jy kan wees. Ek sien jou hoe ek jou wil maak. Dapper man, magtige krygsman, pa van formaat, 'n man wat enige vrou sal begeer om te hê. Anker jou selfwaarde in God se siening van jou. Hou voor oë dat wat die Vader uit die hemel vir Jesus sê toe hy gedoop word. Dit is, jy is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Dis hoe God oor jou voel.
En as jy weet vandag, maar eintlik is ek nie in daardie verhouding met God nie. Ek het ver afgedwaal, of ek het nog nooit by daai God uitgekom nie. Want vandag is die kans wat jy het om terug te keer na hom, of vir die eerste keer na hom te kan kom en net te kan beleef wat God sê, ek is lief vir jou. Ek het my seun gegee om vir jou sonde te sterf, sodat jy gered kan word, en my gees in jou kan werk en jou kan verander. Ek kyk verder as jou sonde. En daardie seer wat jy in jou hart dra, ek is die een wat dit kan genees. Ek is die enigste een wat dit kan genees. Dapper held, man van formaat, pa van formaat. Dis wie jy is, in God se oë. Dis wat jy moet word, ook in jou eie oë, en in jou lewe. Ek bid graag saam met jou. En so Vader, op hierdie dag wat, ek dink baie paas worstel met hulle eie onvolmaaktehede. Dankie dat U kom en vir elke pa dit wil sê. Jy is spesiaal in my oë. Mag dit insink in ons hart in hierdie oomblik, Here. Mag ons dit hoor nie net in 'n mens se stem nie, mag ons dit hoor deur die Gees in ons harte, dat U vir ons sê, jy is spesiaal in my oë. Ek sien jou wat jy kan wees. Ek kyk verby al die huidige en ek sien hoe lieflik jy kan wees. Ek sien die magtige rol wat jy kan speel. Nie net in die gemeenskap nie, maar in jou gesin. Ek sien wat so pa jy kan wees. Ek sien die impak wat jy kan hê op jou kind. Ek sien die liefde wat jy kan hê vir jou vrou. En deur my krag, my gees in jou wil ek dit moontlik maak. Laat my toe. So Here, ons vra dat U deur die Gees die werk kom doen wat nodig is, sodat ons kan word wat U wil hê ons moet wees. En Here, vir elkeen wat sukkel in 'n situasie waar dit kos om op te staan en te doen wat reg is, nie net vir paas nie, maar vir enige persoon. Dankie dat U ons die krag gee om te doen wat ons moet doen. Om U te verheerlik in alles. Mag ons ook, Here, as gesinne Jesus Christus voluit dien. Amen. Ek sê vir jou baie dankie dat jy saam geluister het, share gerus hierdie boodskap met iemand wat jy dink sal baat vind daarbey. Dankie vir elkeen se mooi boodskap en bemoedigende woorde, elke like, waardeer dit. Kyk uit om weer met jou te gesels.